Vader, terwyl die wêreld onseker is oor môre, weet ons, Here, dat U leef en dat ons nie hoef te bevrees oor môre of onseker te wees nie. Maar Here, ons kom vanmôre of vanmiddag, Here, en ons kom plaas ons lewe aan U voete. En ons wil terugkyk oor 2024 en ons wil sê dankie. Dankie, Here Jesus, dat U ons swak hand en die sterk hand gehou het. Dankie, Here, dat U ons uit 2024 in 2025 gaan inlei. En dat ons weet, Here, dat ons op die regte plek is. Daar is soveel mense wat vanaand weer deel van die wêreld gaan wees en die wêreldverrigtinge gaan wees. Daar is soveel mense wat vanaand weer hulle lewe gaan verloor as gevolg van onbesonde besluite wat hulle neem. Daar is soveel gesinsgeweld wat weer vanaand na vore gaan kom. Here, maar vanaand sê ons vir U dankie. Dankie, Here, dat ons in U teenwoordigheid hierdie jaar kan afsluit en kan weet, because You live, I can face tomorrow. Omdat U leef, weet ons, elke trial en elke tribulation in 2025 is U reeds bewus van en het U reeds 'n plan om ons deur te dra. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Heilige Gees, wil ek vra dat U sal beweeg van sitplek tot sitplek, van persoon tot persoon, en dat U elkeen van ons 'n geopende oor en ontvanklike hart sal gee vir die woord wat uitgaan. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Die gemeente sê, amen. Dankie, jy kan die sitplekke inneem. Ek gaan met U 'n kort gedeelte deel uit Daniël 3 vers 19 tot 25. Daniël 3 vers 19 tot 25. Toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat dit eintlik nodig is. En aan sommige van die sterkste manne wat sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe is daardie manne geboei, met hulle mantels, broeke, tulbande en hulle klere aan, en hulle is binne die brandende vuuroond gegooi. 22. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword, haastig opgestaan, hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuuroond gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning, vers 25. Toe hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur, wandel sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. En as teks gedeelte wil ek stil staan by Openbaring 22 vers 13 tot 15, waar hy sê vers 13, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Vers 15. Maar buite is die honde en die towenaars, die hoereerders, die moordenaars, die afgodienaars, en elkeen wat leuns lief het en doen. Wanneer ons kyk na hierdie gedeelte in Openbaring, dan moet ons besef, dit is die tyd waarin ons leef. Is die mense nie lief vir leuns nie? Is nie lief om groot te praat nie? Is nie lief om oral rond te gaan en stories te vertel nie? En ek dink dat wanneer ons vanaand terugkyk oor die jaar 2024, kan ons nie anders sê as die Here het ons deurgedra nie. Die blote feit dat jy vandag hier sit, blote feit dat jy na hierdie beeldsending kyk, is 'n bewys, Jesus het jou deurgedra. Dis nie ek en jy wat goed is nie, dis nie ons wat by magte is om iets goeds te doen nie, maar dit is Jesus wat die mag het, en hy het vir jou en in my deurgedra. En as ek terugkyk oor 2024, was hierdie jaar seker vir my een van die moeilikste jare wat ek nog ervaar het. Die aanslag van die vyand was erger as ooit en die hartseer van die aanvalle was nie dolke in my rug nie, maar die omkyk om te sien
wie die dolk in my rug gesteek het. Het jy dit ervaar, gemeente? Dis nie die mense ver van jou wat jou seer maak nie. Dis nie mense ver buitekant wat jou afkraak nie. Dis hierdie binnekring. Die hartseer is om te sien wie druk daardie dolk in jou rug. Maar die omkyk moenie by ons vassteek nie. Want Vader kyk nie terug nie. Vader kyk vorentoe. Hy sê vanaand vir jou, ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms. Maak nie saak wat sê die mens nie. Maak nie saak wat is die aanslag nie. Maak nie saak wie het die dolk in jou rug gesteek in 2024 nie. Die Here het vir iets groters in stoor in 2025. Maar ek en jy moet die keuse maak. Of my alles vir Jesus, of ons moet dit los. Kan jy dalk vanmiddag identifiseer met dinge wat ek nou genoem het in die kerk? Of gebeur dit nie in Heidelberg nie? Gebeur ons net daar by ons in Nigel. Weet nie of dit daar by julle op Sandraak gebeur nie. Nee, dit gebeur orals. En ek dink elkeen van ons kan ons identifiseer dat iewers in 2024 was daar 'n dolk in jou rug gesteek. Opsetlik, dalk nie opsetlik nie, maar iewers het elkeen van ons by 'n berg te staan gekom. En wanneer ons terugkyk oor 2024, sien elkeen van ons vanaand sy of haar lewe deur 'n ander bril. Party van ons se lense is net donkerder as ander, want ons probleme is net groter as andersin. Ons omstandighede waar ons deurgaan is net anders as die ander persoon se. So elkeen sien sy omstandighede, sy lewe in 2024 anders as die volgende persoon. Dalk dink jy vanaand terug en wonder, is dit die moeite werd om Here te bly dien terwyl dit so gaan in my lewe? Wie het al so gevoel? Ek het. Ek dink baie van ons het al gevoel, is dit die moeite werd om aan te gaan om die Here te dien terwyl dit so gaan in my lewe? Dalk dink jy vanaand terug en sê, Here, kyk daar en dit en dat gebeur in my lewe. Waar was jy? Maar vanaand wil ek vir jou sê, alhoewel ek en jy dink hy was nie daar nie, was hy daar, anders was jy nie vanaand hier gewees nie. Hy het jou deurgedra in elke situasie om jou hier te bring vanaand, want hy het 'n boodskap vir jou. Die gedagte sal ooit by jou opgekom dat ek roep maar die Here hoor my nie. Klink dit bekend? Here, ek bid. Ek's op my knieë, Here, sien my. Maar asof daar stilte is. Ons het ons vanaand besef dat jou en my keuses maak baie keer dat die Here 'n oomblik van stilte in ons lewe bring. Ons gehoorsaamheid aan sy stem of ons ongehoorsaamheid aan sy stem aktiveer hierdie stilte. Hoe meer ons tyd spandeer met hom, hoe meer ons in sy teenwoordigheid kom, hoe fyner word ons oor vir sy stem. Maar ten spyte wat gebeur het in 2024 en dalk reeds in jou lewe besig is om te gebeur, ten spyte van wat jy en ek nou mag ervaar in ons lewe, wil ek elkeen van julle vanmiddag op 'n reis vat, 'n reis wat jou lewe kan verander. Wie wil hê sy lewe moet verander? Ek wil. Is jy tevrede met jou lewe? Ek is nie tevrede met myne nie. Daar's altyd ruimte vir verbetering. En as jy vanmiddag in die doodsnikke van hierdie ou jaar jou lewe verander wil hê en 2025 nuut wil ingaan, is jy op die regte plek. Die ouens wat na die beeldsending kyk en 'n verskoning oor kyk eerder na die beeldsending is makliker, wil ek vir jou sê, jy mis uit. Niks fout seker om te kyk na die beeldsending, maar hier, die woord sê, wat 2 of meer by mekaar is, daar is Jesus teenwoordig. En ons is meer as 2. Hier is ons in sy teenwoordigheid. Hier kan ons stil raak aan sy voete. By jou by die beeldsending pla die kat en die hond en die kind of wat ook al jou, en is jou aandag nie daar nie, maar hier het ons die gees van God wat beweeg, van sitplek tot sitplek, en met elkeen van ons praat. En ek wil jy moet vir 'n oomblik vergeet van jou tekortkominge, jou probleme en jou neerlae in 2024, en konsentreer op die nou, en ervaar die Heilige Gees, waar hy bemoeienis met jou maak. En die Gees van God wil vanmiddag bemoeienis met elkeen van ons maak. Hy wil vanmiddag vir jou sê, jy is spesiaal, en ek het jou deurgedra. Maar om die volkome impak van hierdie reis te besef en te beleef, wil ek hê dat ons net vir 'n oomblik ons oë moet sluit, en net konsentreer, en nooi die Heilige Gees in. Vra vir hom, Heilige Gees, kom, vat my swak aan. Heilige Gees, kom woon in my hart.
kom lei my. Gees van God, ek het 'n aanraking van U nodig, ek smag daarna. As jy vanmiddag saam met my sê ek smag na 'n aanraking van die Heilige Gees, sal die Gees van God jou aanraak vanmiddag, want hy wil jou aanraak, hy wil bemoeienis met hom. Vra hom, Here, ek is stikkend, Gees van God, ek is stikkend, druk my net bietjie teen die bors vas. Jy weet, die mense of die ou mense om my pa te sê ding gehad, miskien sal jy ouer garde dit ken, waar hy sê, jy kyk my voor die kop, maar jy weet nie, jy kyk my voor die kop, maar jy kyk my nie in die krop nie. Ons kan voorgee voor mense, dat al so right is, maar net hier binne, is al wat die Heilige Gees kan sien. Hy weet, wat ervaar ek en jy hier binne. En vanmiddag, wat jy teen sy bors vasdruk, en hy wil vir jou sê vanmiddag, jy is spesiaal. En ek sien vanmiddag in my gees is ook vir Moses in die woestyn, die seisoen het aangebreek waar die Here gesê trek, en die volk murmureer en kerm oor alles, verlang terug na Egipte, na dit wat hulle gehad het. Miskien sit jy vanmiddag in 'n situasie, en dit is nie deel van my notas nie, maar dit kom by my op nou, en ek ervaar die Gees van die Here praat met my. Jy sit in 'n situasie, waar die Heilige Gees en die Here vir jou sê, trek uit jou omstandighede uit, maar jy hou vas aan gister. Wil ek vanmiddag vir jou sê, kry klaar met jou gisters. Kom ons kry klaar met die hartseer, die pyn van ons gisters, en ons beweeg vorentoe. Trek daai tentpenne van gister uit, en beweeg in jou hoopvolle toekoms in. En ek dink die Here praat dalk ook met my deur hierdie gedeelte, want elkeen van ons het maar 'n ou dingetjie in jou agterkop wat jy bære, en wat jy terugdink aan wat in die verlede gebeur het, maar vanmiddag sê die Here vir jou, kom, trek, het is tyd. Ek dink Bok van Blerk sing hy liedjie, dis tyd om te trek. Vanmiddag wil ek vir jou sê, kind van God, dis tyd dat ons trek, uit 24 uit, in 25, met 'n nuwe blaadjie. Het is tyd, dat ek en jy, soos Moses trek. En, ek sien nou Moses, en hy kyk om, hy sien teen die Rooi See Egiptenare, en hulle strydwaan storm op die volk af, en hulle is in 'n doodloopstraat, en hy het so teruggekyk, en hy het gesê, nee, vandag sit nou maar so. Ek dink hy het al sy mense begin groet naby aan hom, en gesê, vandag sterf ons. En hy het so opgekyk en gesê, terwyl hy so op sy staf leun, is dit die moeite werd? Ek wil jy moet saam my vrou Daniel en Leeukuil sien. Hy was getrou aan die Here, maar beland in die kuil van verwoesting. Jy sit dalk vanmiddag hier en jy sê vir my, ek is getrou, ek dien die Here, hoekom kom hierdie goed op my pad? Here sê vir ons, menigvuldig is die teëspoed van die regverdiges, maar uit die almal red die Here hom. Hoor vanmiddag kerk, Here red jou nie uit party nie, hy red jou uit al die teëspoede, red hy vir jou. En nou Daniel sien die honger in die leeu se oë, hy ruik hulle vuil vrot asem, hy weet wat hulle aan mense doen, wat in hierdie put gegooi word, en terwyl hy so die kwijlende bekke op hom afgestap kom het in sy gedagtes op, is dit die moeite werd? Sien vir Job op die ashoop, waar hy sy swere met 'n potskerf krap, en ek hoor in my gees ook sy uitroep, Here, my vriende spot met my. Natuurlik gaan jy gespot word as jy die Here dien. Wat soek jy nou vanaand in die kerk? Daar's 'n nice strip show hier by Balmoral, en 'n lekker dronkparty, en 'n swingerklub by einkoms. Wat soek jy in die kerk? En die mense gaan jou spot. En Job sê, ek het alles verloor. My eie vrou sê, ek moet u vervloek. Ag Here, is dit die moeite werd? Ek sien nou Lazarus se familie by die graf, en ek hoor in my gees, hoe Martha verwydend vir Jesus sê, Here, waar was u? As hy maar vroeër gekom het, was hy nie nou dood nie. As hy vroeër gekom het, het hy gelewe, maar nou stink hy al, hy vrot al. Hy's dood. Het jy al in daai posisie gekom, waar hy gesê het, ag Here, hoekom het jy nie lankal opgetree nie? Kyk na my situasie. Kyk waarin is ek. En ek dink ou Martha het so gekyk en gesê, is dit die moeite werd? Ek sien die disippels op die boot in die storm. Stormwinde waai, die golwe slaan in die skei en dit word al vol.
en Jesus was in die skuit aan die slaap op 'n kussing. Hulle maak hom wakker, hulle sê vir hom, meester, gee nie om dat ons vergaan nie. Het jy dit al vir die Here gevra? Here, gee nie om nie, kyk wat gebeur in my lewe. Hoekom lyk dit so in my lewe? Gee nie om nie. En so kan ek heelmiddag aangaan oor die storms van 2024, maar vanmiddag wil ek vir jou sê, vir Moses maak God die Rooi See oop. Hy staan in die wolkkolom tussen Israel en die vyand, en hy laat Israel se vyande versuip. Perd, strydwaans, almal val voor die almag van die Here. Wil ek vanmiddag vir jou sê, maak nie saak hoe groot is jou probleem van 2024 nie, maak nie saak waar nou jy vas nie, as jy vashou aan die Here vanmiddag, gaan hy daardie probleem oorwin. Jou hele probleem, jou hele omstandighede, gaan hy verander. Jy moet net vas staan, jou oë gefestig hou op Jesus, nie op 'n mens nie, want 'n mens stel teleur. Vir Daniël sluit hy die leeu se bekke, hulle verloor hulle op tyd, hulle skuur selfs teen Daniël en gaan lê aan sy voete. En God laat Daniël se vyande liefde en eer betoon aan hom. Niks is te groot wat jy deur 2024 gegaan het, wat die Here nie vir jou kan verander in 2025 nie. Maar ek en jy moet hom toelaat. Miskien kerk is jy soos ek weet nie, ek praat maar van myself, maar ek sê vir die Here, Here, hier is die probleem, vat hom nou. As Here sy hand so uitsteek, gryp ek my aan en sê, wow, hierdie deel sal ek self uitsort, vat net hierdie ander deel. Nee, ons het ons alles vir hom gee, al ons tekortkominge. Vir Job herstel hy ver bo sy verwagting, en hy is beter af as voorheen. Oor Martha se broer roep Jesus uit, vat die klip weg. Lazarus kom uit, lewe, en hy wek Lazarus op uit die dood uit. Vanmiddag wil ek vir jou sê, daai klip van doodsheid wat voor jou lewensgrot is, wat 2024 op jou pad gebring het, daardie situasie, vanmiddag sê Jesus vir jou, ek wil daardie klip wegrol. Ek wil vir jou lewe gee. Wie nie maar daardie klip vir hom gee nie. Dis nie moeite werd om vas te hou nie. En nou Lazarus kom uit. Vir die disippels op die boot het hy opgestaan, die wind bestraf, vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. En al hierdie mense se gees roep uit, dit was die moeite werd om die Here te dien. 'n Seisoen van storm was verby. Is dit jou begeerte dat jou seisoen van storm verbygaan? Ek dink dis tyd. Ek wil my seisoen van storm verby hê. Ek wil ook die reënboog van my oorwinning sien. En kom ek nie kyk gou terug oor 2024. Kyk gou na jouself en sê vir die persoon langs jou, jy het dit gemaak. Glo jy dit vanaand? Eindelik wil jy sê, jy's great, jy het dit gemaak. Ons staan vanmiddag in die doodstukke van 2024, maar ek en jy het dit gemaak. Ons kan opkyk na bo en uitroep, Here, ek het dit gemaak. En ek wil ons dit so 'n bietjie uitroep. Sê net daar waar jy sê net kliphard vir die Here, Here, thanks, ek het dit gemaak. Is dit nie amazing nie? As die Here nie saam met ons was nie, het ons dit nie gemaak nie. Dan was daar dalk iewers begrafniseiers en toebroodjies gewees en iemand wat saggies geloop en hard gesing het en was ons nie hier nie. Ons kon langs die pad gelê het, 'n dwelmverslaafde, ons kon in 'n tronksaal gesit het. Ons kon in lyk sy yskas gelê het. Maar vanmiddag is ons hier. Ons het asem. Trek gou 'n bietjie diep in jou asem. Dan blaas jy dit uit. Besef jy dit wat jy doen? Die woord Yahweh, God se naam. Ja is asem in en weh is uit. Met ander woorde, elke keer wat jy in en uit asem, noem jy Vader se naam. En vanmiddag wil ek vir jou sê, jy kan asemhaal vanmiddag. Jy kan lewe, want Jesus het jou deurgedra. En vanmiddag is dit egter hartseer dat daar baie mense is wat dit nie kan sê nie. Selfs mense in ons gemeente wat die wêreld vir Jesus gekies het in die jaar wat verby is, hulle huwelik, hulle besigheid, hulle lewe is 'n gemors en ek het met van hulle gepraat en gesê, dan is hulle antwoord, o my gemoed is nie reg om nie teenwoordigheid van die Here te kom nie. Dis juist wanneer jy nie teenwoordigheid van die Here moet kom. My gemoed is baie min reg. Maar wanneer jy nie teenwoordigheid van die Here kom, dan verander hy jou gemoed. Dan verander hy
jou denke, dan verander hy dinge om jou. In Jesus se teenwoordigheid is daar verandering. Daar sal ek vanmiddag mense wat met selfdoodgedagtes worstel, want Jesus is steeds aan die slapende lewensboot en hulle het hom nog nie wakker gemaak nie. Ons is in hierdie silly season waar selfdood aan die orde van die dag is. Baie mense het hierdie gedagtes op 'n gereelde basis. Hoekom? Want Jesus is aan die slaap. Hulle het hom nog nie wakker gemaak en nommer 1 in hulle lewe toegelaat nie. Ek weet ek was daar. Jy kan my niks vertel nie. Ek het 'n getuienis waar ek langs 'n rivier gesit het met my pistool en my Bybel. Wie probeer ek blaf om die Bybel te lees? Maar okay, was daarom daai, was vir 'n troos daar. En ek sit so en speel met 'n pistool, want ek 'n patroon in die loop, dan haal ek hom uit, ek kom in die loop en haal ek hom uit en ek besluit, ag nee, dis nou boring. Ek gaan nou 'n skieting klaar kry. En ek sê vir die Here, Here, as jy 'n plan met my lewe het, as ek iets werd is, want op die stadium is ek minder werd as hierdie bossies, en ek is daar op 'n Anoomse plaas langs 'n rivier. Jakkals is om my opgeëet het, hulle sou my nie eens gekry het as ek my daar geskiet het nie. En ek druk die pistool so in my mond en die volgende oomblik hoor ek 'n geritsel langs my en 'n ou sê vir my, Bas, kan jy vir my bid? Ek skrik so groot, ek skiet my amper regtig self. En hier die Here sin vir humor, hy stuur 'n beeswagter, daar's nie beeste naby nie. Stuur hy na daai afgeleë plek toe langs die rivier en hy sê, kan jy vir my bid? En die ou praat Afrikaans beter as ek. Wil ek vanmiddag vir jou sê, moenie dat Satan jou mislei met gedagtes van selfdood nie, want jy is spesiaal. Die Here maak bemoeienis met jou. En hy gebruik, ek was baie regs gewees, ek was by verskeie regse organisasies betrokke en opleiding gegee en deel van baie verkeerde dinge en in die ou dae, daai beeswagter daar op my afgekom het by die rivier, het hy daar gelê en bloei. Maar die Here gebruik daardie beeswagter om my lewe te red, om Satan te oorwin. Vanmiddag wil ek vir jou sê, die Here kan enige iets gebruik om oorwinning te bring in jou situasie. Jy moet net op hom vertrou. Vanmiddag wil ek vir jou sê, 2025 gaan nie beter wees nie. In die vuuroond van 2024, wat ek en jy ingegooi was deur die Satan, was daar iemand wat saam met jou geloop het, en sy naam is Jesus. Jy kan van my sê wat jy wil, jy wat na die beeldsending kyk, jy kan dink jy is goed, jy kan dink jy het geld, jy het 'n besigheid, jy is alright, maar ek sê nou vir jou, in die vuuroond van 2024 was Jesus en hy het saam met jou geloop. Hy was die vuur in die vuur. 2025 gaan nie beter wees nie. Die woord van God is besig om in vervulling te kom. Die profesie oor die wederkoms van Jesus is besig om in plek te val. Ons kan daarteen bid, ons kan skreeu, ons kan raas, ons kan maak wat ons wil, maar hoor vanmiddag, Jesus kom. Hy is op pad en sy koms is baie nader as wat ek en jy besef. Openbaring 22 vers 11 sê vir ons, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die wat heilig is, nog heiliger word. Hoor vanmiddag, jy wat na die beeldsending kyk. Skrif is op die bord, jy kan hom lees. Dit is jou keuse. As jy wil vuiler word, great, gaan aan, word vuiler. Ek kan nie jou keuse verander nie. Maar vanmiddag wil ek vir jou sê, geestelike vuilheid gaan die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat wil jy doen in 2025? Jy wat na die beeldsending kyk, ons wat in die kerk sit, wil ons vuil bly en vuiler word, of die koninkryk van God mis? Maar vir jou en my wat die aangesig van die Here soek, hoor die woord, laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Ek en jy sal nooit heilig wees, want net Jesus is heilig. Almal van ons het sonde. Die woord sê, as ons sê ons het nie sonde nie, lieg ons.
maar ons kan strewe na heiligmaking. Is dit jou strewe om 2025 in die heiligheid van Christus te probeer leef? Ek wil. Gaan dit maklik wees? Verseker nie. Maar, is altyd 'n maar. Die voordeel is, ons die ondersteuningssysteem, die ou langs jou, voor jou, agter jou. Ons as kerk moet daar wees, om mekaar te ondersteun. Ons sal na heiligmaking moet soek, soos nog nooit tevore nie. Want Jesus kom, en as ons nie skoon voor hom staan nie, gaan ons agterbly. Want Jesus is nie meer die baba in die krib wat die wêreld 'n paar dae teruggevier het nie. Hy is nie meer die baba aan doeke toegedraai soos die wêreld hom uitbeeld nie. Nee, hy het die hel en die dood oorwin. Hy sit aan die regterhand van God en hy's regter oor jou en oor my lewe. Dis daar 'n paar mense wat getroud is in die kerk en sou jy met jou bruid getrou het as hy met 'n vuil klere en ongewaste hare sonder make-up en daar by die kerk aangekom het en agter haar het al die dorpse manne wat vir haar gevleit het en haar gechaaf het, sê met haar getrou het. Glo nie. Maar hoekom wil ons die Here deel wat ons bruidegom is met die plesier van die wêreld? Hoekom wil ons dit wat kosbaar is, wat heilig is vir die Here, vir die varke gooi? Openbaring 22:12 En kyk ek, Jesus, kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek en jy gaan vergelding kry. Daar's iewers 'n skriffie, kan nie presies onthou waar staan hy nie, maar wat hulle sê die predikers gaan met dubbele slag geslaan word. So wat ek vir jou vertel, as dit nie volgens die woord is nie, gaan ek bloei. Meer as die mense. En tydens hierdie oordeel gaan ek en jy alleen voor Jesus staan. Ons man of ons vrou of ons kind of ons prokureur of ons pa of ons ma of die geheime organisasie of dit nou pagan, Wiccan, vrymeselaar of wat ook al is, of jou valse lering wat jou geleer word en wat jy verander leer, gaan jou nie help nie. Dit gaan my nie help nie. My baieklap gaan my nie help nie. My kennis tussen die rowwe bikers en my konteks, soos hulle sê, wat ek het, gaan my nie help nie. Ek gaan so alleen voor die koning van die koning staan. Al wat jou en my gaan red, is 'n intieme verhouding met Jesus. Ons kan nie 2024 uitgaan en nog halfhartige verhouding met Jesus hê nie. Ons moet daardie intieme verhouding met hom hê. Jy weet, ek sien op sosiale media hoe daar video's en foto's gepost word van mense wat veral oor die Kersnaweek sulke lekker dronkpartytjies gehou het en gesuip en te kere gegaan het en vrouens wat uit hulle klere uitspring en dit is 'n paar goed wat wild was. Ek sien hoe die mense oor die naweek in losbandige byeenkomste bywoon, hoe die mense in dobbelsale lê, dronk en onordelik is en sê dit is hoe Kersfees gevier moet word. Gedop en 'n gevloek. Die kere gaan oor hierdie tyd. Ek self vier nie Kersfees nie, want 25 Desember is beslis nie Jesus se geboorte nie. Maar dit is ook 'n lering vir 'n ander tyd. Maar ek vier Jesus wat elke dag opnuut in my hart gebore is. Hoekom moet ek een dag 'n jaar aan hom afstaan, wat 'n pagan dag is? Hoekom moet ek een dag 'n jaar sê, die koning het gekom, hy het lankal gekom. Hy sit aan die troon van God, as hy weer kom, dan kom hy om die wêreld te oordeel. Maar wat ek en jy moet vier, is dat Jesus elke dag in ons hart gebore moet word. Hoekom sê ek elke dag gebore? Want elke dag bely ek en jy ons sonde, dit wat ons verkeerd doen, en ons nooi hom opnuut en sê, Here Jesus, is 'n spesiale plek vir jou in my hart. Maar, of dit nou Kersnaweek of enige naweek is, die woord sê steeds, ek en jy mag geen drinker wees nie. Gaan lees maar in Timoteus en Titus, hy sê vir jou, as jy 'n opsiener is, ja, maar ek is nie 'n opsiener nie, ek is 'n gemeentelid. Haai, is dit? Die oomblik wat jy Jesus aanneem, het jy 'n opsiener geword en draai jy sy naam uit. Die oomblik wat jy Jesus aangeneem het, jy jou verlosser en saligmaker, dan draai jy sy beeld aan 'n verlore gaande wêreld uit. Dan sê Timoteus en Titus vir jou, jy mag geen drinker wees nie.
Die Grieks vir die woord geen drink is moperino, wat beteken God forbidden to come near. Met ander woorde, hy wil nie hê ons moet daarby kom nie. Hy wil nie hê ons moet deel wees van die genot van die wêreld nie, want wat gebeur as jy dronk is? Weet nie wat gebeur as jy dronk is. In my tyd voor ek tot bekering gekom het, toe ek gedrink het, het ek beklei. Ek het nie die ander ouens se vrouens uitgelos nie. Ek het oor die rooi robots gejaag. Ek het gedoen wat julle hare sal regop staan as julle weet wat het ek gedoen. Was dit ek? Nee. Was die drank. En die Engels, wat noem die Engels drank? Spirits, nie? Alcohol is spirit. En dit is presies wat dit is. Die gees van Bach is 'n spirit of Bacchus. Neem deel of beheer jou lewe, dan en kan jy nie aangaan nie, maar ons sal later op 'n stadium daaroor praat. En ek wil jy moet saam met my sien, wou Sadrag, Mesach en Abednego staan teen die aanslag van die tyd, waar hulle moet kies, Jesus of die wêreld, Jesus of om te buig voor die druk van die wêreld. En ek sien hulle 'n keuse maak, en hy eindig op die vuuroond, die oond 7 maal warmer as gewoonlik, die manne wat hulle ingooi, brand en sterf. Ek sien hoe die wagte doodbrand toe hulle ingegooi word, en ek hou die woorde daardie oomblik deur hulle gedagtes hulle ingegooi word. Is dit die moeite werd? Maar die volgende oomblik is daar 'n 4de persoon in die vuur. Die vuur is self in die vuur, want Jesus is die vuur wat saam met hulle in die vuur leef en saam met hulle beweeg, en Jesus verander hulle seisoen. Maak nie saak wat bring Satan môre in 2025 op jou pad nie. Maak nie saak hoe warm is die vuur wat hy op jou pad bring nie. As een wat saam met jou gaan stap, as jy hom toelaat, en sy naam is Jesus. Hy is die vuur, die ewige vuur, wat saam met jou wil stap. Is jy bereid om hom 'n kans te gee vanaand? Is jy regtig bereid om te sê, ek wil saam met die vuur stap? 2025 gaan met sy eie uitdagings kom. Uitdagings waar ek en jy 'n keuse moet maak. 'n Keuse vir of teen Jesus. Jesus is in 2025 die vuur wat in jou vuur sal beweeg. En daar gaan 'n draai in jou seisoen kom. Wil jy dit regtig hê? Dan moet ons vanaand regtig, en ek sê ons, praat ek nommer 1 met myself, ons te keuse maak 2025 vir Jesus. Ek moet nou nie worry wat sê my pa of my boetie of my sussie of my oom of my tannie of my ouma as hy nog leef nie. As die woord sê ons het iets doen, dan moet ons dit doen. As die woord vir ons sê bekeer jou en laat jou doop, dan moet ek my bekeer, ek moet my laat doop. As die woord van die Here vir ons sê moenie suip nie, dan moet ek nie suip nie. As die woord van die Here vir my sê hou op met lieg, hou op met steel, hou op met dit, wat ook al dit is, en het tyd geword, kind van God, dat ek en jy luister en dit begin doen. Anders gaan ons 2025 nie deurmaak nie. Wanneer die aanslag kom, die Satan hou nie daarvan dat ek en jy vanaand in hierdie kerk sit nie. Wat het gebeur? Ons het gelees in die begin. Die koning het kwaad geword, en hy sê, maak die vuuroond 7 maal warmer. Wie is die koning van die wêreld? Dis Satan. En hy sê ook, check die ouens in die kerk. Terwyl daar soveel lekker dinge is wat buite aangaan. Ja, is nog vroeg, ons gaan nou huis toe. Daar is nog genoeg tyd vir jou om na een of ander jolplek of sy plek of dobbelplek toe te gaan. Maar die keuse is joune. Maar weet, dat die vuuroond warmer gaan word. En ek en jy kan net saam met die vuur loop, wat die vuur oorwin, wat Jesus is, as ek en jy daardie opregte keuse vir Jesus maak. En ek spreek vanmiddag oor 2025, dat dit die vuuroond van Sadrag, Mesach en Abednego gaan wees. En dat ek en jy het die keuse, of ons die vuur gaan toelaat om saam met ons die vuuroond van 2025 te beweeg, of gaan die vuur ons verbrand. Die keuse is joune en myne, maar daar is 'n uitnodiging. Sê gou vir iemand by jou, daar is 'n uitnodiging vir jou.
Hey, dis nice, hier op Oujaarsdag aan gee ek vir jou uitnodiging. Uitnodiging kom in die woord. Openbaring 22:17. En die Gees en die bruid sê kom. En laat die wat hoor sê kom. En laat hom wat dors het kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. As uitnodiging vir jou. Kom net na Jesus toe vanmiddag. Gaan 2025 in met die lewende water. Wat die vuur nie kan skroei nie. Wat jou nie kan dors maak nie. Want jy sien, sonder die vuur Jesus, saam met ons in 2025, gaan soos daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego in die oond gegooi het, verbrand. En vanmiddag wil ek verder oor jou wat ernstig is met die Here se lewe spreek. En wil vir jou sê, as jy ernstig is vanmiddag met die Here, gaan daar 'n draai in jou seisoen kom. Daar gaan 'n omkeer kom, want my God is die God van omkeer. My God is die God van die bonatuurlike. Ons luister na die pagans en die Wiccans en die hekse en die sataniste en hulle sê, ons sien al die supernatural goed. Vanmiddag wil ek vir jou sê, ek en jy dien die God van die supernatural. Ons dien 'n supernatural God wat vir die onmoontlike moontlik maak. En ek sien in my gees die botsels van groen blare, want Jesus wil jou winterseisoen omskep in lente. As jy vanmiddag 'n winterseisoen in jou lewe het, jou lente is op pad, maar jy moet Jesus toelaat. Volkome, onvoorwaardelik in jou lewe, hom bo alles stel. Want 2025 kan nie meer die seisoen vir lou Christene wees nie, maar 'n seisoen waar die vuur gaan borrel binne in jou en my. Daar's een van die gospelsangers wat sing, daar's 'n vuur binne in my en dit borrel. Het jy daai vuur binne in jou? Borrel hy in jou, borrel hy in my? Jeremia 17 vers 1 sê, jy sal uitval en dit deur jouself. Uit jou erfenis wat ek jou gegee het, en ek sê jou vyande laat dien in 'n land wat jy nie ken nie. Vanmiddag wil ek vir jou sê, ons staan op die punt om die nuwe jaar in te gaan. Jy staan op die punt om 'n nuwe seisoen in te gaan. Hierdie is die draai van die ou jaar na die nuwe jaar toe. Hierdie kan die draai van jou ou seisoen na 'n nuwe seisoen wees. Wat kies jy vanmiddag?